Vir ons mense, vir wie die dood 'n harde werklikheid is die woorde van Psalm 116 vers 15 besonder troosvol. Vir die Here is die dood van sy troue dienaar geen geringe saak nie. In die ouer vertaling word dit meer letterlik vertaal. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenoot. Die 2020 vertaling lui soos volg: In die oë van die Here is die dood van sy troue volgeling 'n duur verlies. Van wie se dood praat Dawid hier? Hy gebruik 'n woord wat slegs 32 keer in die Bybel voorkom. Dit is die Hebreëse woord gasit en is nou verbonde aan die woord gesed wat baie volop in die Bybel voorkom as die verbondstrou van die Here. Die ouer vertaling is dus reg om van die gunsgenoot van die Here te praat. Dit is naamlik die persoon wat die guns of die gesed van die Here ontvang het. Die een wat in hierdie verbondsverhouding met die Here geplaas is en uit hierdie verbondsliefde van die Here lewe. In Psalm 116 wys dit op die een wie sy smeekgebede verhoor is, die een na wie die Here geluister het, die een teenoor wie die Here regverdig en genadig is en hom ontferm, die een wat gered is, die een wat nie gestruikel het nie, die een wat die Here vrygemaak het, die een wat in die land van die lewendes kon bly woon. In die res van die skrif word die gasit gebruik om te praat van een wat deur die Here op die pad beskerm word, wat deur die Here nie verlaat word nie. Die gasit ontvang 'n ereplek. Die Here hou sy hand oor die pad van die gasit. 'n tweede betekenis wat meer in die 83 en 2020 vertaling vertaal word, dui meer op die mens wat in liefdestrou in sy verhouding met die Here lewe. Die getroue dienaars of die troue volgelinge van die Here. In Psalm 116 dui dit dan daarop dat sy liefde teenoor die Here betuig word. Die gasit is die een wat tot hom roep in benoudheid, wat die verbondsnaam van die Here aanroep, wat voor hom wil wandel. Die een wat verklaar dat hy die Here se dienaar is en dat hy sy geloftes aan die Here sal betaal en graag saam met die gelowiges die Here sal aanbid. Uit die res van die skrif sing die gasit tot eer van die Here. Vergader hy saam met ander om die Here te loof en te prys. Bid hy om sy beskerming en verheug hy hom in die Here en betuig sy liefde aan hom. Ek kies om albei hierdie moontlike vertalings te kombineer. Die gasit is die een wat die gesed van die Here ken en die een wat in die gesed van die Here in getrouheid wandel. Ampel soos dit by mekaar kom in Psalm 18 vers 25. U betoon u getrou teenoor die getroue, opreg teenoor die opregte, rein teenoor die reine. Vanuit die Nuwe Testament weet ons dat die gasit van die Ou Testament sy vervulling in die enigste ware gasit, gunsgenoot, getroue diensknegt gevind het. Jesus Christus, die Seun van die Vader, is immer sy ware gunsgenoot. Hy is ook die ware diensknegt wat in volle getrouheid volgens die wil van die Vader leef. En wie in Jesus glo, wie dus deel kry aan sy volledige getrouheid, net hy kan homself ten volle as 'n gasit van die Here ag. Wie die genadeguns van die Here ontvang het en in getrouheid aan hierdie guns lewe, ontvang in hierdie Psalm 'n heerlike belofte. Jou dood is nie sommer net nie. Jou dood is kosbaar in die oë van die Here. Jou dood is 'n gewigtige saak vir hom. Dit is 'n duur verlies. Dit gebeur nie net sommer nie. So kosbaar is dit vir hom, dat hy sy kosbare gunsgenoot gestuur het om te sterf en om op te staan, sodat die wat in Jesus Christus glo, sal lewe, al sterwe hulle ook al. Inderdaad, vir die gelowige mens, vir wie die dood 'n harde werklikheid is die woorde van Psalm 116 vers 15
besonder troosvol. Vir die Here is die dood van sy gassie geen geringe saak nie. Goeienaand.